digitaal vir gewone mense wat die Here buitengewoon lief het, ook vir jou. En as jy struikel en as jy val en as jy 'n goeie week het en as jy op goeie weivelde jou bevind en as jy deur 'n diep donker dal moet stap, ritme is vir jou. Baie hartlik welkom, waar jy ook al is, in watter situasie jy ook al is, mag jy die Here se woord op so 'n manier hoor by Ritme Digitaal, dat dit jou lewe diep sal aangryp, dat die Here verheerlik sal word, en dat hy 'n mooi nuwe ding in jou lewe sal doen, ook deur vandag se woord. Baie hartlik welkom, geniet die woord. Ja, wat 'n fantastiese geleentheid, wat 'n fantastiese voorreg. Ek kan nie help, as ek altyd so begin, as ek so loer in die kamera, wie is daar aan die ander kant nie? En ja, waar is jy? Waar is jy in die wêreld, in Suid-Afrika, en dan ook sommer by die werk, by die huis, maar dit is sommer net hoe kamera werk. 'n mens wonder so bietjie. Solank as wat jy daar is, dit is hoekom ek en Stefan hierdie doen, en dit vir ons so verskriklike voorreg is, en so verskriklik lekker is om die woord aan die ander kant van die kamera uit te kry. Dit is 'n absolute voorreg. En vandag gesels ons bietjie 'n baie belangrike beginsel uit die woord uit. Ek bedoel, daar's vele belangrike beginsels in die woord. Alle beginsels in die woord is belangrik. Maar vandag is sommer net 'n baie belangrike beginsel wat ek dink nogal uitdagend is en nogal nie maklik leefbaar is nie. So mag jy uitgedaag word vandag op 'n mooi manier, op 'n positiewe manier. En dit gaan maar net daaroor dat ek altyd sê, weet, 'n span is maar altyd beter as die alleenspeler. 'n Span is altyd sterker, 'n span is altyd beter. Die woorde ons saam en mekaar, dit is sterk woorde, dit is nogal kragtige woorde, want dit is hoe ons veronderstel is om die lewe te doen. Nou, ek lees nou die dag hierdie interessante woorde. The greatest power God's children have over darkness is unity. Kom ek herhaal dit weer, dink oor hierdie ene. The greatest power God's children have over darkness is unity. En vir my sê dit dat unity, eenheid, is lig. Eenheid is lig. Hoekom? Want lig verdryf altyd donkerte. En die kragtigste wapen teen donker, teen die bose se donker, is wanneer ons kan saam staan, kan saamwerk, 'n span kan wees, 'n eenheid kan wees. Dit is 'n wapen in God se hand. Jy al ooit so daaroor gedink. Maar in elk geval, kom ons gaan spring woord toe. Jesus, Johannes 17. Sy laaste gebed voor sy kruisiging. Nou dan dink ek nogal sal hy belangrike goed vra en vir belangrike goed bid. Sy laaste gebed voor die kruis. Johannes 17 vers 21. Ek bid dat hulle almal een mag wees. Daar's Jesus se gebed. Dis 'n begeerte. Dis 'n begeerte wat hy opstuur uit sy hart uit na sy Vader toe. Here, maak hulle een. Maak my disippels een. Net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Hoor die krag, hoor die uitkoms van eenheid. Sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het, sodat die wêreld kan glo dat ek die Christus is. Dis die krag van eenheid uit Johannes 17. Nou wil ek jou vat na 'n gedeelte reg in die begin van die Bybel, Genesis 1, ek kan jou nie verder terugvat as dit nie, Genesis 1 vers 26, ek is baie tong in die kies met hierdie een, as ek altyd sê, ek noem dit die eerste vergadering in die Bybel. Nou, ek is met jou baie eerlik, ek is nie lief vir vergaderings nie, maar ek besef daar's baie werke wat nie kan funksioneer sonder vergaderings nie. Vergaderings is absoluut noodsaaklik. So ek is net tong in die kies, ek hou nie daarvan nie, ek sal in 'n coffeeshop met iemand vergader, of 'n Teams meeting of 'n Zoom meeting of wat ook al, so kort as moontlik en so kragtig as moontlik. Daar moet altyd lekker koffie by wees. En ja, ek dink you catch my drift. Maar die eerste vergadering gebeur net na God geskep het. Hy het nou die berge geskep, hy het die see geskep, hy het die riviere geskep, al die diere geskep, die voëls, al die mooi. En nou moet God besluit, wie gaan heers oor die skepping.
En toe, my woorde, belê hy 'n vergadering. Genesis 1 vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, hoor daai belangrike woord, ons verteenwoordiger, ons beeld. Eerste vraag wat ek jou wil vra, met wie praat God hier? Toe het God gesê, kom ons, Vader, Seun en Heilige Gees, in perfekte harmonie, in perfekte eenheid met mekaar, wat saam besluit, dat ons gaan die mens maak na ons beeld. Hoor mooi, ek en jy is gemaak na die beeld van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat in perfekte harmonie, perfekte eenheid, 'n perfekte span vorm. Dit is die beeld van God. Belangrik dat ek en jy hierdie moet verstaan. God se DNA is, hy is 'n verhoudingsgod. Wat leer ons nog in Genesis 1? Ek bedoel, hy is die kreatiewe God, hy is die skepper God. En ek dink ons vergeet baie keer hierdie vers, wat vir ons sê ook, hy is die verhoudingsgod, die God van verhoudings, die God wat wil hê ek en jy moet in harmonie en in eenheid met mekaar en met ander mense leef. Jy ken hierdie skrifgedeelte, Prediker 4, vers 9 en 10 en dan nog vers 12, 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. Hoor mooi, 2 vaar beter as 1. Mense is nie idioom nie. Bybelse beginsel, 2 is sterker as 1. 'n Span is altyd beter. Eenheid is altyd sterker. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as die een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. En dan hierdie pragtige vers 12. Een alleen kan oorweldig word, 2 saam kan weerstand bied, 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Wat is die goed wat oneenheid bring in hierdie wêreld? Wat is die goed wat maak dat die ons saam in mekaar so verwaarloos word, so afgeskeep word, so verwoes word? Politieke verdeeldheid. Ek wil nie eers dieper daarop ingaan nie, want ek raak sommer hartseer, ek raak sommer moedeloos en ek raak sommer kwaad ook, as ek daaroor praat. Net in ons eie pragtige land Suid-Afrika, ek praat nie eers van internasionaal en die res van die wêreld nie, vernietig ons mekaar op grond van politiek, godsdienst, kultuur, seksisties, ekonomies. Jy het mos nou die haves en die have-nots. Jy het mos nou die wat in die klas is en dan die nou daai wat in daai klas is en die wat in die klas is, daai snobisme. Weer, kan jy hoor ek word kwaad. Gesinne, konflik in gesinne, oneenheid in gesinne. Die laerskoolkind dink anders as die hoërskoolkind, dink anders as die pa, dink anders as die ma, dink anders as die student in die huis, verskillende generasies, en daar gaan eenheid by die agterdeur uit. Kom ek deel met jou 'n stukkie navorsing van 'n Gordon Metten, wat bevind het daar's 1200 denominasies, kerkdenominasies in Amerika. 1200 denominasies. Nou moet jy weet hoeveel kerke is daar nog in elke denominasie ook. Daar's net baptiste, 70 verskillende soorte. Ek het gedog 'n baptist is 'n baptist. Nee, daar's 70 soorte baptiste, net in Amerika, 1200 denominasies. Wat sê Spreuke 15 vers 22 vir ons? Waar daar nie beraadslaging is nie. Jy kan dit ook vertaal met samewerking. Slaagplanne nie. Dit slaag wanneer daar baie raadgewers is. As ons na mekaar luister, wanneer ons spanwerk doen, wanneer daar eenheid is. Psalm 133. Vers 1 en vers 3, hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Daar's weer die eenheid, die krag van eenheid. Waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën, 'n lang lewe. Eenheid word geseën, daar's krag in eenheid. Handelinge 2 vers 44, al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Die voorbeeld van die eerste gemeente. Kom ons help mekaar, kom ons leef van mekaar, kom ons doen ons saam en mekaar, want 'n span is altyd beter, 'n span is altyd sterker as die individu. Nou my goeie vriend in die Bybel, Paulus, help my altyd verskriklik mooi, en vir jou ook, en verskriklik prakties. Hy laat ons hierdie ding sien. Dis of hy vir ons 'n prentjie gee. Hy sê, weet jy wat, kom ons werk met 'n liggaam. Kom ons werk met 'n liggaam. 'n liggaam met 'n neus, 'n liggaam met ore, 'n liggaam met 'n kop,
'n liggaam met 'n hand, 'n liggaam met vingers, 'n liggaam met elmboog en skouers en tone en jy kry die boodskap. Nou dis Paulus, baie prakties. Hy sê vir ons in 1 Korintiërs 12 vers 14. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. En ek het nou net vir jou 'n klomp genoem. 'n Liggaam is 'n verskillende klomp dele wat bymekaar kom sodat die liggaam volmaak kan funksioneer. So wat is die geheim van hierdie lewe? Weet jy, as jy die oor is, omarm die oog. As jy die oog is, raak opgewonde oor die hand. As jy die hand is, raak opgewonde is oor die voet. Omarm verskille. Ja, ons dink anders, ons doen anders, ons het verskillende rolle in hierdie samelewing. Dis wat Paulus prakties vir ons hier probeer sê. En dis wat jou uniek maak. Die feit dat ek anders as jy is nie 'n bedreiging nie. Die feit dat jy anders as ek is nie vir my 'n bedreiging nie. Dit beklemtoon net weer jou uniekheid, God wat jou uniek gemaak het en daarom kom ons raak opgewonde daaroor. Ek sê altyd God is a God of differences. Hy het nie alles geel gemaak of alles rooi gemaak of alles blou gemaak nie. He's a God of differences. Kom ons embrace ons verskille en ons uniekheid en ons werk lekker saam en ons leef lekker saam. Weet die gevolg van nou vergelyk ons onsself. Wie die oog vergelyk om met die oor en die oor vergelyk om met die toon en die toon vergelyk om met die hand en die hand vergelyk om met die mond en die mond vergelyk homself met die maag en die maag is dit is 'n never ending story. Nou die gevolg van vergelyking is een van twee goed. En Paulus sê dit. Hy sê in 1 Korintiërs 12 vers 16 praat hy oor minderwaardigheid. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. So moenie minderwaardig wees nie. As die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, nou is ek nie meer deel van die liggaam nie. Arme oor, minderwaardige oor. Die ander kant is natuurlik weer meerderwaardigheid. 1 Korintiërs 12 vers 21. 'n Oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die oog kan nie sê, hy weet jy wat, ek is die myn peanut in die pakkie. Ek is nou die skerpste potlood en net ek kan skryf. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Ja, ek is nou after all die kop, so voete julle is onnodig. 'n Liggaam wat nie kan loop nie, 'n liggaam wat nie kan beweeg nie. Dis meerderwaardigheid, dis hoogmoed. So hoor hoe prakties is Paulus, hy verduidelik. Ek bedoel, jy is die oor, jy is die oog, jy is die neus, jy is die dit, jy is die dit, jy is die dat. Embrace mekaar, geniet mekaar se verskille, waardeer mekaar se verskille, dit maak ons 'n kragtige span. Man, dink aan 'n rugby span. As die skramskakel op slot moet gaan speel en die slot op skramskakel moet gaan speel. Ek bedoel, hallo, hoe gaan dit werk? Die sit op vleuel. Dit gaan ons nou net doodgewoon nie werk nie. Nou dis hoe die lewe werk. En dis hoe prakties Paulus raak oor hierdie goed in 1 Korintiërs 12. En dis hoe ek en jy die lewe moet sien en ons uniekheid moet waardeer en ander mense se uniekheid ook moet waardeer. Almal van ons ken die verhaal van Nehemia. Nehemia wat slegte nuus kry oor die muur van Jerusalem wat in puin lê en dit gaan baie sleg met die mense in Jerusalem ook. En Nehemia is gebroke. Hy huil, hy treur. Maar ek sê altyd dit is 'n baie positiewe treur, is 'n baie goeie treur, is 'n treur wat hom in beweging kry. Dis 'n treur wat maak dat hy wil 'n verskil gaan maak, hy wil verandering gaan bring. Maar dis nie die punt wat ek nou wil maak nie. Die punt wat ek wil maak is hy kry toestemming by die koning en hy gaan Jerusalem toe. Hoekom? Ek gaan die muur herbou. Maar wat is die een ding wat Nehemia weet en wat Nehemia verstaan? Ek kan dit nie alleen doen nie. 'n Span is altyd beter. 2 is beter as 1. 2 vaar beter as 1. Om nou weer die woorde van Prediker te gebruik. En saam en ons en mekaar, dis die kragtige woorde wat die Bybel vir ons leer. Rondom hoe ons die lewe moet doen. Goed. Nehemia 3 het 32 verse. Jy hoef dit nie te gaan lees nie. Dis net name. Kan ek dit herhaal? Dis net name. Snaakse name. Eljasib, Mermot, Mesilam, Refaia, Isiel,
Melatja, Sulum, Malkia, Ganun. Ek spot altyd as ek hierdie name so lees, ek het maar net 'n klompie uitgehaal uit Nehemia, dan sê ek altyd asseblief, as jy jou kind 'n Bybelnaam wil gee, moet asseblief nie hierdie name gebruik nie, of een van hierdie name gebruik nie. En as jy dit gedoen het, dan vra ek sommer nou byvoorbeeld om verskoning dat ek nou ongeskik is wat dit aanbetref. Man en ek is. Wat is die boodskap van Nehemia 3? Wat beteken al hierdie name? Toe Nehemia besef, ek kan dit nie alleen doen nie. 'n Span is altyd beter om die lewe saam met ander mense te doen, of 'n projek aan te pak saam met ander mense, of om in die koninkryk te werk saam met ander mense. Dit is hoe God wil hê ek moet die lewe doen. Ons moet nou na ons beeld. Ons beeld. Ek en jy is na ons beeld. Na die beeld van Vader, Seun en Heilige Gees gemaak. So saam altyd sterker, saam altyd beter. Nou hierdie name is almal mense wat hand opgesteek het, wat gesê het, Nehemia, ek help graag. Nehemia, ek help graag. Weet jy wat? Ek is 'n priester, ek het 'n groot gemeente, weet jy wat? Ons sal die muur herbou van punt A na punt B. Een van hierdie ander snaakse name sal byvoorbeeld hand opsteek en hy sal sê, weet jy wat Nehemia, ek het 'n groot familie, 'n uitgebreide familie van neefs en niggies en ooms en tannies. Ons sal die muur bou van punt B na punt C. En so het elke een van hierdie persone in Nehemia 3, 32 verse vol name, hand opgesteek en gesê, ek vat die muur van hier na daar. Ek vat verantwoordelikheid van daar na daar. Mense in hierdie muur, wat vir dekades in pyn gelê het, is herstel, drumroll, in 52 dae. In 52 dae. Dis wat spanwerk doen. Dis wat 2 vaar beter as 1 beteken. 2 is altyd beter, is altyd sterker. Moenie die lewe alleen probeer doen nie. Moenie dink jy is nou die uitsondering wat die lewe alleen kan doen. Jy het nie mense nodig in jou lewe nie. Is doodgewoon nie waar nie. En weer 52 dae. Is dit nie wat ons nodig het in Suid-Afrika nie? Mense, ek en jy ken die potensiaal van Suid-Afrika. Hier is landboupotensiaal in hierdie land, hier is mynboupotensiaal in hierdie land. Hier is, omdat ons die primêre sektore het, kan ons geweldige nywerhede oprig in 'n nywerheidssektor wat skrik vir niks kan gebeur. En hier is soveel potensiaal in hierdie land, die mense van hierdie land. Maar dit gebeur nie. Dit gebeur nie, want ons kan nie saamwerk nie. Ons kan nie die spanding doen nie. Steek net jou hand op en sê, ek wil graag soos 'n Nehemia wees. Ek wil graag help. Ek wil een van die rolspelers in Nehemia 3 wees, wat Suid-Afrika herstel. Dis wat ons nodig het in hierdie pragtige land van ons. Ek het op 'n gedig afgekom, wat ek vir jou wil lees. Dis pragtig. The beauty of respectful collaboration is die opskrif. Ek weet nie wie dit geskryf nie, ek is jammer daaroor, weet dit verseker is nie ek nie, maar hoor. Working together, hand in hand. With different skills, we make a stand, each with a purpose to contribute in our own unique way to produce. With respect, we listen and we learn, acknowledging the contributions of all concerned. We embrace differences and celebrate the diversity that makes us great. Together, we create something new, a collaboration that is fresh and true, respecting each other along the way, making progress every single day. Respect is the glue that holds us tight. As we work together with all our might, it builds trust and a bond so strong that helps us navigate the journey long. When we respect the contributions of all, we rise higher and never fall. We become a team that's full of grace
and our work is then a showcase. Respectful collaboration is a beauty rare, a quality that is beyond compare. It brings us together in harmony and helps us create a better destiny. So, let us work together with respect in our hearts and appreciate each other's unique parts. For together we can achieve so much more and create a future that we all adore. Is dit nie verskriklik mooi nie? Dis eintlik al die skrifgedeeltes wat ek met jou gedeel het, saamgevat in 'n pragtige, kragtige gedig. Dit gaan oor a future that we all adore and helps us create a better destiny. Dis waaroor dit gaan. Maar wat is die voorwaarde? Eenheid, samewerking, span, ons, saam, mekaar. Nie om mekaar te veg en mekaar te kritiseer en mekaar af te breek en mekaar te vernietig nie. Nee, om die lewe saam te doen. Die bekende Judah Smith is 'n pastoor uit Amerika uit sê, it is impossible to fulfill God's call alone. Dan sê hy ook, you cannot fulfill your purpose or your plan alone. Alleen? Nee. Dis nie hoe God jou gemaak het nie. Hy het jou gemaak vir 'n span. Hy het jou gemaak vir ons saam en mekaar. En Rick Warren sê so mooi, God has always existed in loving relationship to himself. So he has never been lonely. He didn't need a family. He desired one. So he devised a plan to create us, bring us into his family and share with us all he has. Dis God se plan, dis God se idee gewees, die hele familie, die hele ons saam mekaar, die hele span. Kom ek sluit af met so 'n paar interessante vragies. Hoe het Jesus sy disippels uitgestuur? Onthou hy wil die wêreld bereik. As jy 12 het, dan stuur jy hulle na 12 wêrelddele toe. Hy het hulle 2-2 uitgestuur. Hoekom? 2 vaar beter as 1. Ons het mekaar nodig. Alleen gaan jy dit nie maak nie. Hy stuur sy disippels 2-2 uit. Wie lei die vroeë kerk? 2 mense, Johannes en Petrus. Hoekom? Saam. Hulle sit ook saam in die tronk, gaan lees dit in Handelinge 4 en ondersteun mekaar, onderskraag mekaar. Saam met wie sing Paulus? Paulus en Silas, die 2 saam in die tronk, sit en sing lofliedere. En ja, en magtige Paulus, so al sy sendingreise, nooit alleen nie. Altyd saam, altyd 'n span. Gaan maak reg waar jy moet regmaak. Gaan versoen waar jy moet versoen. Gaan vergewe waar jy moet vergewe. Want eenheid is vir die Here verskriklik belangrik. Dis die lig wat duisternis verdryf. Kom ek bid vir ons. Here, dankie vir die lig van eenheid. Dankie dat U vir ons in Genesis 1 al die saam demonstreer, die ons demonstreer. En dankie dat elkeen van ons gemaak is na U beeld. Dankie daarvoor, Here. Ons kies vir 'n span, ons kies vir ons saam mekaar, ons kies vir eenheid, Here. In Jesus naam. Amen. Jy kan nou al reeds uitsien na volgende week se ritme. Ek hoop jy het 'n baie geseënde week. Totsiens van my kant af. Die woord is vir kyk en doen. Ons is nie net 'n kyk bediening nie. Ons is 'n kyk, hoor, doen in ons hartbære bediening. Vandag se woord was ook bedoel om te hoor, te kyk, in jou hart te bære en te gaan doen. Dankie dat jy ook betrokke is by hierdie bediening op baie maniere, deur jou deel wees, om dit verder uit te deel, deur jou oordink van die woord, en ook waar nodig en waar moontlik ook deur jou finansiële ondersteuning. Baie dankie daarvoor en mag die Here jou ryklik seën met 'n goeie week tot sy eer.